Ons dankie vanmôre vir die Vader, vir die Seun en ook vir die kosbare Heilige Gees. Dankie dat ons vanmôre in hierdie wonderlikheid van die drie-eenheid by mekaar kan wees. Dat die guns van die Here God ons te beurt sal val deur Christus met die verteenwoordiging van die Heilige Gees in ons midde. Julle, u gaan vanmôre hierdie woord aan harte seën en die Here gaan verheerlik word. Ek dank u vanmôre dat ons alles tot eer van u naam kan doen en dat ek vanmôre kan bid dat die Here elke hart in hierdie plek gaan aanraak. Elke een in hierdie vergadering met harte gaan deel. En Here, dat u, Here, in en deur dit ook verheerlik sal word. Vader, ons bid dit in Jesus naam en almal sê amen. Prys die Here. Ek kan nie sitplekke neem. Omdat ek baie skrifte gaan aanhaal en baie uit die Bybel gaan haal, gaan ek nie 'n spesifieke gedeelte lees vanmôre nie. Maar ek sal so deur die diens gaan ek spesifieke dinge aanhaal. As u ons WhatsApp-lyn het, stuur ek gewoonlik so 'n tema deur waaroor ek met u gaan praat oor die Sondag wat dan voor lê, en ek het gister dit deurgestuur. En ek wil hierdie titel as die kortste, maar die kragtigste gebed wat werk en wat resultate lewer. Stel u belang? Halleluja. Ek gaan 'n pad met u loop en sekere dinge vir u noem. En daar's baie dinge wat die kortste is. En wanneer jy kom by die kortste vers wat daar in die Bybel is, dan weet u dit seker nou al by die tyd ook. Want dit is Johannes 11:35, wat Lazarus is dood, en die oomblik toe hy hoor by sy susters, dat Jesus stil staan, en hulle vir hom sê, jy's te laat, maar hy's reeds dood, sê die Bybel, net hierdie 3 woorde, Jesus het geween. Dis een van die kortste verse wat daar in die Bybel is. Ek het gister 'n troue gehad, mense die huwelik bevestig, en terwyl ek weer daaroor praat, het ek dit so vinnig aangenoem, en dit is die kortste huweliksseminar wat 'n mens kan kry. Dit word 11 keer in die Nuwe Testament genoem, en onder andere staan dit dan in Romeine 12:11, en dit bestaan ook net uit 3 woorde. So as jy nou 'n goeie opleiding vir huwelike wil hê, dan bestaan dit uit hierdie 3 woorde, naamlik dien die Here. Sê saam met my, dien die Here. Halleluja. Met ander woorde, hier is 3 woorde wat 'n baie besonderse deel vir jou en my inhou. En ek wil sê, as jy 'n suksesvolle huwelik wil hê, is daai 3 woorde baie pertinent. Die Bybel sê onder andere, en ek wil nie baie daaroor uitwy nie, maar dit is 'n dwaas wat sy huis op die sand bou. Maar 'n wyse bou sy huis op die rots. Met ander woorde, wanneer jy die Here dien en jou huis op die Here bou en op die rots bou, sê die Bybel, sal jy 'n wyse man en 'n wyse vrou wees, want dit is wat tel as jy aan die einde van die dag 'n suksesvolle huwelik wil hê. Daar's nog baie ander dinge wat ek kan noem, maar ek gaan dit eerder los. Kom ons gaan aan. Ek wil met jou praat oor die kortste gebed.
wat daar is. Die kortste gebed wil ek sê, bestaan net uit een woord uit. En dit wil ek sê, luister nou mooi. Ek het dit baie maal in my lewe gebruik. En dit het vir my gewerk. Waarvoor ek God die eer gee. Dit het gewerk. Dit het resultate gegee. Daai woord kom 935 keer in die Nuwe Testament voor. En wil ek sê, luister, as jy elke keer wat jy hierdie woord dan roep, dan is daar 'n resultaat. Mits jy dit roep, hoor my, met geloof, met oorgawe en met opregtheid. 'n Gebed moet geroep word met 'n opregte hart. Met geloof in dit wat ek sê. En ek wil sê, geliefde, wanneer jy dit opreg doen, sal jy agterkom dat dit werk elke keer wanneer jy dit noem. Nou ek gaan 'n redelike uitbreiding vir u gee oor dit wanneer ek dit nou eers noem. En die kortste en die kragtigste gebed vir my bestaan uit een woord, en dit is naamlik die woord Jesus. Luister geliefde, jy weet ek het so gaan dink oor hierdie woord weer, om net vir jou aanloop te gee. Nou wanneer jy sê Jesus, dan beteken dit redder. Wanneer jy sê Jesus, beteken dit helper. Wanneer jy sê Jesus, beteken dit die vrymaker. As jy sê Jesus, dan beteken dit die geneesheer. As jy sê Jesus, beteken dit oorwinnaar. En dit beteken verdediger. Dit beteken ook die zaligmaker, die lig in die duisternisse en die wonderwerkende krag kom in die naam van Jesus tevoorskyn. Meneer, jy hoef nie baie plekke te gaan soek nie. Jy soek by die verkeerde plekke. Jy moet gaan soek by die wonderlikheid van die kosbaarste gebed. En as jy sê Jesus, dan kom hierdie dinge in werking. You haven't got faith, man. Jy moet geloof hê wanneer jy hierdie, daarom sê ek, jy moet hierdie noem met geloof, met oorgawe en met opregtheid. En as jy sê Jesus, dan wil ek net vir jou sê, kom redding, die helper, die vrymaking, die genesing, die oorwinning en die zaligheid, kom in werking. Ek kan 'n amen in hierdie plek kry. Prys die Here. Luister, hoekom is dit so as jy die naam van Jesus dan roep? Ek gaan gou 'n paar dinge vir u noem. Punt nommer 1. As jy sê Jesus, dan wil ek vir jou sê, kom die Vader God, wil ek sê, staan hy op. Hy neem kennis wanneer jy daai naam noem. Ek het eenslag by 'n dieretuin gewees, was 'n klompie jare terug. En ons het kleinkinders so toe gevat en daar 2 leeu's in die hok gelê. Nou u weet, hulle is morsdood in 'n dieretuin. Hy lê daar, 2 van hulle. Nou lê hulle so by mekaar. Kort hier die stertjie maak dit so. So jy weet hy leef daar. Net so. Nou die mense hier by die hokke, hulle wil hê die ding moet opstaan. Nou roep hulle. Kom jong. Hy maak probeer die leeu se aandag trek. Laat die leeu nou net opstaan. Ag man, daai leeu hoor niks. Daar gebeur niks. Hy lê soos 'n dooie. Ek dank God dat ons nie 'n dooie God nie. Kan ek dit sommer net hier ingooi? Ou pastoor Miller het eenmaal vertel hoe dat hy by 'n hindoe gekom het.
En toe sê hy, Mr. Miller, where is your God? Toe sê ou pastoor Miller vir hom, jong, my God werk in geloof. Toe sê hy, no, wait. Come, I'll go and show you my God. Hy vat hom toe na 'n kassie toe. Maak die 2 deurtjies oop en hier sit die afgooitjie. Hy sê, jy sien meneer Miller, hier is my God. Maar sê vir my meneer Miller, waar is jou God? Wys my jou God. Pastoor Miller het sy rug gedraai op die afgod. Hy het stil gaan staan en opgekyk. En net in stilte het hy na die Here geroep. Die volgende oomblik toe gryp die hindoe hom in die skouer en hy sê, Mr. Miller, what's happening now? I just feel that something is moving here. Luister, ek wil vir jou sê, ek het nie 'n godjie wat daar sit iewers in 'n plekkie nie. Maar ek kan jou een ding sê, ek weet, he's a mighty and a miracle moving God. Halleluja. Wanneer ek kom by daai dinge, nou kom ek terug na die leeu's toe. Nou lê die 2 leeu's daar. Maar weet jy, hier binne in die leeu se natuur lê iets. Die volgende oomblik toe kom 'n donkie. Daar van die onderkant van die pad af. En jy hoor hoe klap die pote van die donkie op die teerpad. En die donkie kom hier by ons verby. En ons kyk nog so oomblikie na die donkie. Toe ons so na die donkie kyk, toe staan die 2 menere al net so, hier by die draad. Jy sien iets, het hulle beweeg. Kom ek sê vir jou, meneer, dame, luister nou mooi. As jy die naam van Jesus noem, en jy roep daai naam, dan gaan God opstaan, en dan gaan die Here op daai naam gaan hy reageer. Halleluja! Ek gaan die preek baie verder aanvat, moenie worry nie, want so kom ek net by hierdie geleentheid wil sê, wat 'n skande, wanneer mense die naam van Jesus uiteindelik gebruik. Is dit waar? Al gehoor in ons Afrikaanse taal, hoe dat hulle daai naam uiteindelik gebruik. Ek het al gehoor in die Engelse taal, hoe dat hulle daai naam uiteindelik gebruik. Luister my geliefde, laat ek vir u sê, want daai naam het 'n groot waarde. En kan ek net weer sê, God kom in beweging, wanneer daai naam genoem word, en is dit 'n deel, waarby mense dit nie moet uiteindelik gebruik nie. En as jy daai gewoonte het, weet jy dit baie vinnig afsterf. Kom ek sê vir u, wanneer die naam van Jesus genoem word, kom die engele op aandag. Ek wil sê, wanneer jy die naam van Jesus noem, dan retireer die duiwelse en hulle bewe. Die Bybel sê in Jakobus 2, hy sê, as hulle hoor van dit, dan sê die Bybel, hulle glo ook in daai naam en hulle sidder. Kan ek dit vir u sê, dat die Heilige Gees begin beweeg in duisternis en siekte en in krisisse, wanneer daai naam genoem word. Ek het baie gesien, of nie Dawid nie, duiwels. Ek het duiwels gesien wat vlug in daai naam. Met een aand, luister, ek praat nie van storieetjies nie. Ek praat nie van ouens met nuwe naampies en nuwe goede nie. Ek het ondervinding van die naam. Ek het daai naam een aand by 'n man hier, hy het hier buite gewees, en hy het hier ingekom, duiwelbesete. En toe hom daar in die hande kry, het ek sommer net gegaan, ek het my hande en ek gesê, in Jesus naam. Daai ou het die grond geslaan hier in die buitekant voor die kerk. Laat hy die sement gebyt het met sy tande. Wat ek jou nou vertel is die waarheid. Daai ou, die duiwels het gevlug, en daai ou het in hierdie kerk die Here kom dien vir baie jare. Ek wil vir u sê, daar was 'n jong man wat hier agter gebly het. Hy bel my een nag. Eerlikheid, ek dink dit was hier 1 uur die môre.
Nou, jy moet my nie pla 1 uur in die môre nie. Hallo, 1 uur die môre. Toe sê hy vir my, ek wil jou by die kerk sien. Toe dog Boet, ek het nie nou lus vir jou storie nie. Ek het nie lus nou nie. Ek slaap. Ek sê, kan jy my môre kom sien? Hy sê, o, jy is bang vir my. Ek sê, meneer, kry my binne 5 minute by die kerk. Ek wag. Hy het hier ingekom, hy daar so iewers gesit. Ek het my hande op hom gelê, en in hierdie naam van Jesus, het hy daar neergeslaan, ek weet nie hoe lank het hy daar gelê nie. Hy het daar opgestaan, hy was half duiselig, hy het nie geweet wat gebeur met hom nie. Hy sê uit die volgende dag toe bel hy my. Hy sê, pastoor, as jy nou daar by die agterkant van jou huis uitkyk, sal jy sien hoe trek die rook in die vlamme. Ek is besig om al hierdie duiwelse goed uit te brand in my huis. Ek praat nie van 'n hoorsê storie nie. Ek praat nie van ouens met 'n nuwe deel of van nuwe. Ek wil nou nie daarna toe gaan nie, pastoor, dat ek my eerder bewaar. Maar kom ek sê vir u, wanneer ek hierdie dinge sien, ek het 'n vrou eenmaal voor gaan bid, terwyl ek by haar kom, het was op 'n oujaarsnag, net voor die nuwejaarsdienste, terwyl ek daar by haar is, en terwyl ek vir haar bid, toe noem ek die naam van Jesus, daai vrou het gesing soos 'n slang, soos die duiwels begin uit haar uitvlug en uit haar uitgaan. Kom ek sê vir jou, in 1976, in 'n kerkie in Springs, toe preek 'n pastoor, ek kan sy naam noem, oom Pieter Snyman, toe preek hy oor Jesus en die bloed, en 'n verlore sondaar het op daai stadium gesê, weet jy wat, ek soek hierdie ene wat my kan vrymaak, en toe ek uit die bidkamer uitloop, en toe ek los deur een gebed in die naam van Jesus. If you can take it, you must take it. If you don't want it, it's fine. Luister, nou wil ek vir u sê, beteken dit dat ek nou net een woordjie gaan bid? Nee, my Bybel leer my nog dat ons moet tyd spandeer met God. Amen. Gaan lees maar Matteus 6:6. Hy sê, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, en jou Vader wat daar binne sien, hy sal jou hoor, en hy sal die dinge in die openbaar aan jou vergelde. Amen. Jy sien, ouens soek too easy ways. Ag meneer, jy moet baie leer in die lewe. Jy het nodig om by die altare van God uit te kom. Amen. Gaan sluit jou deur in jou binnekamer. En jou Vader wat in die verborge sien, sê die Bybel, sal jou in die openbaar vergelde. Amen. Maar wil ek sê, hoor nou mooi, daar is tye wat jy nie lang gebede kan bid nie. Is dit waar? Daar's tye wat iets moet nou vinnig gebeur. Dit moet nou gebeur. Dit moet oombliklik gebeur. En dis wat die kortste gebed gebruik. En dit is die naam van Jesus. Ek gaan met u praat. Pastor Pieter Skalkwyk het vir baie jare hier aanbid. Hy was 'n groot man van ons kerk. Groot godsman. Hulle het ons eenmal genooi na Volksrus toe, en ek moes met die seuns gaan praat het, en hy moes met die manne gaan praat het, en ek het daai tyd nog in Vryheid gewees, en ek het daai kant gekom, en oom Pieter het van hierdie kant af gekom. Lang storie kort te maak, oom Pieter kom daar by die kamp aan. Hy sê, Heerlike, jy weet nie wat het nou net gebeur nie. Hy sê, ek weet nie of dit die Amajuba pas is, wat daar is by Volksrus. Dit is baie skerp draaie, en as baie keer trokke wat diesel verloor, dan word die pad redelik glad. En hy gaan om een van die draaie, en toe hy om die draai gaan, hy sê, toe gly sy motor. En oom Pieter is by die afgronde af,
Maar deur die Here se genade steek hy toe vas voordat hy die verdere afgrond vat. En die motor steek vas. Oom Pieter het per geleentheid daar aangekom, want mense het hom toe gaan haal, hulle het later aan die kar daar uitgehaal, maar oom Pieter se ding was dit. Hy sê vir my broer, weet jy wat? Hy sê toe my kar gly, al wat ek geroep het is, Jesus. Jesus. En die oomblik toe hy afgaan, toe steek die kar vas. Hy sê, en ek en Jesus is teen die afgrond af. Die Here spaar sy lewe, dat hy nog die kamp kan verder hou. Sonder 'n skrapie. Ek en Dudley het eenmaal gegaan, en ek het al jare terug die storie vertel, ek gaan dit gou weer vir u vertel, hoe dat ek uit daai tyd hierdie huisies gebou en so aan, en ons het so plaat gaan haal, maar nou lang storie kort te maak, ons ry met die Jeep, hy het so 'n Jeep gehad, en nou dryf ek, want hy moet altyd laat sy pa dryf, jy weet, dink hy glo meer die engel vat met my oor, op daai stadium. Maar in elk geval, ek het die vragsimplate op die geweldige lang trailer. Die trailer was verkeerd gepak, en ons kom daar by Boksburg teen 'n afdraande af. En toe ek teen die afdraande af begin kom, toe begin die trailer die Jeep te stoot. En ek voel hoe dat hy die een wiel, nou begin hy die Jeep so swaai heen en weer. En toe begin die een wiel so 'n bietjie lig, en dan sit hy neer. En dan gaan hy oor na die ander kant toe, dan lig hy die ander wiel. En toe sien ek hy lig al hoe hoër, en al hoe hoër, en die trailer druk my. Maar ou Dudley het op daai stadium toe gryp by die dashboard so vas, ek kan hom tot vandag toe sien. Sy oë is net so groot, en elke keer as die wiel so lig, dan skreeu hy, Jesus! Dan sit hy neer, dan lig hy daai wiel, dan sê hy, Jesus! Dan sit hy neer, en ek sien al hoe hoër, en al hoe hoër, en ek weet, as ek nou gaan remtrap, gaan hy die ding swaai, en gaan hy die Jeep omkeer. Maar op daai oomblik weet ek nie hoe ek dit gedoen nie, maar ek dink is 'n engel, maar in elk geval, toe ek so afkom, en daar's 'n robot, toe swaai ek die Jeep, en toe ek hom swaai, toe gooi ek daai hele simplate, dat hulle so oor die pad lê. En ek gaan om die robot, en ek kyk na die ander kant toe, en ons is veilig. Toe ek so uitklim, toe staan daar 'n klomp werkers langs die pad, hulle klap vir my hande, hulle sê, good driving, sir, good driving. Ek sê, meneer, jy weet niks wat hier aangegaan het nie. Dis net God. Maar elke keer wanneer die ding loop, lig, dan roep hy Jesus. Dan roep hy Jesus. Kom ek sê vir u, daai gebed het nie tyd gehad om nou 'n mooi gebedjie op te sê nie. Ek kan 'n amen kry. Dit was 'n oomblike tyd wat ek die kortste gebed gehoor het weer in die naam van Jesus, en hy bewaar en hy beskerm ons, laat niks gebeur nie. Luister kerk, daar is 'n tyd wat jy mooi vra nie kan doen nie. Dan moet jy 'n baie vinnige gebed bid wat werk. Onthou ek het vir u gesê, jy moet in jou binnekamer tyd spandeer. Want dis waarin jy in die binnekamer in Matteus 6 die dinge bymekaar maak, sodat jy in die krisis die kort gebed kan bid. Halleluja. Kom ek sê vir u, daar is tye in 'n mens se lewe wat jy nie altyd weet wat om te bid, hoe om te bid nie. Maar dan is dit die tye wat ek kom met die naam ook aan elke naam. Dis Matteus 15 wat hierdie woorde sê, dan sê hy so, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in, gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En hy wat glo en hom laat doop sal gered word, en hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het,
sê hy sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf en met nuwe tale sal hulle spreek. Jy sien die oomblik wanneer dit kom en Jesus se naam kom in werking, dan breek dit duisternisse, dit breek magte en dit breek owerhede. Daar is iets in 'n naam wat God se hart roer. Ek gaan vir jou 'n interessante storie vertel. Wat daar in Israel met my gebeur het terwyl ek by die Treasures of the Temple was. En jy weet wat die Treasures of the Temple inhou, dit is maar die deel waar die voorbereiding gemaak word vir die derde tempel om gebou te word, 'n lang storie kort te maak. Toe vertel een van die Jode gidse ons die volgende storie. En ek het toe hierdie kaart gekoop, dis daai een wat daar op is, om net vir te wys wat hier gebeur. Nou, dit kom uit die deel van Salomo, wat die tempel geherbou het. Hy het die tweede tempel gebou, of die eerste tempel. Hy bou toe die tempel, en terwyl hy die tempel bou, toe kom hy by die inwyding van die tempel. En dit is die prent wat nou daar is, wat nou die toonbeeld gee van die inwyding. Hierdie is by die Jode opgeplak, ek sê maar, en ek is nie 'n Jood nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Dit is net 'n baie interessante storie wat hier gebeur. Nou, wanneer ek kyk na die dele, is daar in 1 Konings 8, is hy besig om te bid, en ek wil hê, jy moet nou die prentjie kry, van wat ek nou vir u gaan sê. Nou bid Salomo. Hy het die eerste maal gebid, niks het gebeur nie. Sê die tweede maal het hy gebid, weer niks het gebeur nie. Wat het hy gebid? Hy sê, o God, U is 'n werklikheid wat in die hemel en die aarde woon. Ek lees net so hier en daar. Hy sê, wend U dan tot die gebed van jou knegg, Here my God, deur te luister na die geroep en die gebed wat die knegg vandag voor U bid. Hy sê dat U kan luister na my gebed van die knegg. Luister dan na die smeking van die knegg wat nou staan voor U. In hierdie plek waar ek besig is om te bid, mag U hoor, Here, en mag U Israel help, en elke een wat na U toe bid, na hierdie tempel, laat U hulle gebede sal hoor. Niks gebeur nie. Toe bid hy dit weer, gaan staan weer, hy wag 'n rukkie, want jy sien, hy het 'n ooreenkoms met God gemaak. Hy sê, Here, as U my hoor, dan moet U die vuur op die altaar aan die brand steek, en moet U die deure wat na die tempel toe lei, self oopmaak. En terwyl hy dit bid, vir die tweede maal, gebeur daartoe weer niks. En toe kom hy, en nou sê Kronieke, wat toe gebeur? Hy bid toe weer dat die Here sal hoor, dat die Here sal help, en nou sê hy hierdie woorde, daar in die 6de hoofstuk 42ste vers, Here God, dink aan die gunsbewys van U knegg Dawid. En toe hy Dawid se naam noem, toe sê die Bybel in die 7de hoofstuk, en net toe Salomo sy gebed voleindig het die vuur uit die hemel neergedaal, die brandoffer en die slagoffer verteer, en die heerlikheid van die Here het die huis vervul. Met ander woorde, 2 maal bid hy, maar hy ken nie die naam wat by God in aanmerking kom nie.
En toe ek sê, maar Here my God, hoor nou my gebed, ter wille van die name van u seune en u knegt Dawid. Toe sê die Bybel, toe maak God die deure oop en die vuur kom neer en dit daal in die tempel neer en dit verteer die offer op die altaar. Luister, daar is 'n naam wat ek vir u wil sê, wat die vuur in die hemel laat neerdaal en daar's 'n naam wat God se heerlikheid oop maak. Wow, daar's 'n naam. Prys die Here. Jou koortjie sê, Jesus is die naam van my Here en vriend. Jesus is die naam wat verlossing bied. En sy naam is krag. En dan wil ek sê, dan kom die Bybel. Hoor wat sê hy? Psalm 62. Nou sê die Bybel in die 6de vers, wees dan maar net stil tot God my siel, want van hom is my verwagting. Weet jy wat sê hierdie psalms eintlik? Hy sê, jong, ek sê niks. Ek gaan nie nou 'n gebed probeer afsteek nie. Hy sê, my siel, jy moet maar net stil wees nou voor die Here. En dan kom hy, en dan sê hy nommer 2, want dis die tye wat ek weet, my verwagting is van God. Daar's tye wat jy nie tyd het om te bid in jou krisis nie. Daar's tye wat jy nie weet wat om partykeer te bid en wat om te sê van alles nie, is dit waar? En al wat 'n mens in daai oomblik doen is, jy noem net die naam bokant elke naam en sy naam is Jesus. Kan jy verstaan wanneer die ou digter skryf en sê, dit roer my siel wanneer ek dink aan Jesus en elkeen wat dit glo, ek gee die Here eer en vergaaf. Halleluja. Psalm 37:5, dat jou weg aan die Here oor, vertrou jy op hom en hy gaan dit uitvoer. Gods gebed. Luister, begin net sy naam te noem en ek kan jou waarborg, dinge gaan gebeur. Wanneer jy daai naam noem, kom dinge in lyn. Kan ek 'n amen kry? Ek sê, wanneer jy daai naam noem, sal die duiwel kennis neem en hy sal vlug. Halleluja. Jy sien, in die Ou Testament is daar baie dinge wat gesê word en wat vervullings gee na die Nuwe Testament toe. Jesus kom op 'n stadium en sê daar in Johannes 14:7, dan sê hy, as julle my ken, sal julle my Vader ook ken. Met ander woorde, wat ek doen, is presies dit wat my Vader sal doen. Nou kom hy in die Ou Testament, dan praat hy ons van al die Jehovah's en, jy weet, die dinge wat daar genoem word, ek noem het maar. Nou kom hy so, dan sê hy in die Ou Testament, daar in Esegiel 48:45 vers, dan sê hy is Jehovah Shammah. Wat eintlik net beteken, dat op daai stadium het Esegiel 'n altaar gebou, en weet jy wat het hy eintlik verklaar? Hy het gesê, God is hier. Maar dan gaan ek oor na die Nuwe Testament toe, dan kom ek by hierdie naam, dan sien ek 'n skrif soos Matteus 28:20, wanneer hy sê, kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die einde. Met ander woorde, wat wil ek vir jou sê? In die Ou Testament was hy Jehovah Shammah, maar in die Nuwe Testament word hy ook die Jehovah Shammah, want hy die beelddraer van sy pa en van sy vader. En dan kom hy uit hierdie deel uit, en wanneer hy daar staan, dan sê hy, jong, ek is met julle al die dae tot aan die einde. Met ander woorde, wat my pa was as Jehovah Shammah, ek is dit ook, ek is by julle al die dae.
In die Ou Testament word hy Jehovah Jireh. Abraham vat vir Isak, hy moet geoffer word, ons ken die storie. Dan vra Isakie, maar waar is die offerpa? Dan sê hy, Jehovah Jireh, die Here sal voorsien. Dan gaan ek oor na hierdie wonderlike naam van Jesus. Dan kom ek by Johannes 14:14. Dan sê hy, as julle iets in my naam vra, dan sal ek dit vir julle doen. Met ander woorde, hy word die voorsiener in die tye van ons behoeftes. Dan kom ek by die Ou Testament en sê, hy is Jehovah Rapha, die Here wat gesond maak. Dan kom ek by die Nuwe Testament, dan sien ek in Jesus, en wanneer Petrus sê, deur sy wonde is julle genees. Halleluja! Dan kom ek by die Ou Testament, dan sien ek, hy is Jehovah Rohi, en dan sê hy, die Here is eintlik my herder. Dan kom ek by die Nuwe Testament, dan sien ek Jesus daar, dan sien ek in Johannes 10, hy sê, ek is die goeie herder, en die skape ken my stem, halleluja. Dan kom ek by die Ou Testament, dan sien ek hy Jehovah Shalom, dan sien ek hoe dat Gideon 'n altaar bou, en sê, die Here is my vrede. Dan kom ek by die Nuwe Testament, dan sien ek Jesus, in Johannes 14:27, wanneer hy sê, my vrede gee ek vir julle. Hy sê, nie soos die wêreld vir julle gee nie, halleluja, laat julle harte nie ontstel word nie, en bang word nie, want ek die Here is nou julle vrede. Sê amen as jy dit glo. Hy is Jehovah Shalom in die vervulling van die skrif. As jy sê Jesus, luister mooi, wil ek vir jou sê, weet jy wat sien Satan? Hy sien die bloed van die kruis. As jy sê Jesus, sien hy die een wat die sleutels by hom afgeneem het in die doderyk. As jy sê Jesus, sien hy die een wat die stowwe strate geloop het en siekes gesond gemaak het. En wanneer jy sê Jesus, en dan weet hy dis die een wat die beloftes van hierdie Bybel gemaak het, en in hom is hulle 'n ja en 'n amen. As jy sê Jesus, dan weet hy dis die een wat nou aan die regterhand van die Vader op die troon sit. En kan ek vir jou sê, daai naam laat duiwels sidder en laat duiwels bewe. Halleluja. Jesus sit elke belofte in hierdie Bybelboek in werking. Kan ek weer Johannes 14:14 aanhaal? As julle iets in my naam vra, dan beloof hy gaan dit doen. Kan ons dit verstaan? As ek iets in sy naam vra, as ek daai naam Jesus noem, kan ek vir jou sê, geliefde, dat die naam van Jesus van die gerookte lamp het, en hy sit weer 'n vlam daarin. Dit is Jesus naam wat die geknakte riet vat, en dan tel hy hom weer oorent. Dit is Jesus wat dit wat mank is, dat hy dit weer optel en herstel. Dit is Jesus se naam, en wanneer jy in sak en as is, my geliefde, dat jy vreugdeolie vir die treurigheid sal kry, en wanneer jy treurig is, dan is dit Jesus wat jou weer oordek met 'n gewaad van lof tot sy eer. Sê amen. Sê Jesus. Sê Jesus. Ek ken daai naam. Ek ken daai naam. Nou skryf die Bybel by
monde van die profeet Jesaja. En dan sê hy daar in die 63ste hoofstuk, o, hierdie is vir my altyd baie mooi. Ek lees dit net weer, hy sê, wie kom daar uit Bosra? Met 'n bloedvlooi kleed, met pragtige gewaad. Hy wil agteroor buig in die volheid van sy krag, wat magtig is om te verlos. Wie buig so agteroor? Wie is daai een wat so kragtig is? Wie is hierdie een wat magtig is om mense te help en mense te verlos? Kan ek vir jou sê, Jesus. Dis hy. Dis Jesus. Jy weet, ek kyk daar in die Ou Testament, maar sien dit in die boek van Rut, en ek noem dit net, ek het al 'n hele preek daaroor gepreek, maar ek haal dit net weer aan, hoe dat hy aanhaal van die Goël. Jy sien, Boas het die Goël van Rut geword. En 'n Goël beteken om 'n slaaf te koop, maar nie om die slaaf 'n slaaf te maak nie, maar om die slaaf te koop en die Goël daarvan te wees, om die slaaf 'n vrymaking te gee. Ek wil sê, Boas word die Goël, die verlosser van Rut. Hy koop haar om haar los te maak, om die ou en haar sy bruid te maak. Die Goël van ons naam is Jesus. Luister weer, hy het jou en my gekoop, nie uit slawe te bly nie, maar uit slawerny jou en my uit te haal en ons verlosser te wees, sodat hy ons kan koop as sy bruid. Luister, ek maak klaar. Jesaja 62:6. Wees maar stil tot God, my siel, want van hom is my verwagting. Sê net bietjie saam met my, Jesus. Sê dit hard, Jesus. Sê weer Jesus. Sê Jesus. Sê dit 10 keer agter mekaar. Sê dit, sê dit, sê dit, sê dit, sê dit. Ek wil jou sê, die duiwel retireer wanneer jy daai naam noem. Hy weet wat beteken daai naam. Hy weet wat beteken daai naam. Halleluja. Ek ken 'n naam. Dis kosbaar ver bo alles. Die naam verruim my wese deur en deur. Die wonder van hierdie naam so onmeetbaar. Dit is die naam van my Jesus, my dierbare Heer. Staan saam met my. Dit roer my siel wanneer ek dink aan Jesus, die dierbare naam wat slawe kan bevry, die enigste naam wat my verlos van my sonde. Daar is geen naam, stop net, wat my ooit meer bekoor. Steek jou hand so op. Dit roer my siel wanneer sê dit. Nou hoor jy jouself. Die dierbare naam. Kom ons sê dit. Wat slawe kan bevry. Die enigste naam wat my verlos van sonde. Daar is geen naam wat my ooit meer. Hou jou hand daar. As daar iemand is wat die Here nodig het, saam met al die hande wat in die liggaam opgesteek is. Al wat jy doen as jy sê, Here, dis Jesus.
Jesus my Goel, my verlosser, my skipper. As jy sê Jesus is hy jou helper, as jy sê Jesus is hy klaar die oorwinnaar, as jy sê Jesus is hy jou saligmaker, jy het dit nodig om die hemel te haal. Daar mense is wat nou net 'n oombliekie wil bid, sê, o God, gee my genade op genade, help my, dra my, vergewe my. O, daar's iemand wat omgee. Sekere bekura talaba, ilebere bekura laba, diriba sakaya. Here, hierdie is kosbare mense. Dis siele vir die koninkryk. O Here, ons wil buig voor U. En al wat ons wil sê is Jesus. Want ek weet die duiwel sal die kruis en die bloed sien. Julle sal die vyand oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van julle getuies. Sê net Jesus. Sê net Jesus daar waar jy is. Sê Jesus, Jesus. Hy maak slawe vry, hy breek bonde. Hy maak jou los van dit wat jou bind. Hy gee oorwinning op oorwinning. As jy sê Jesus, beteken dit oorwinnaar. Dit beteken oorwinnaar. My saligmaker, my helper, my rots, my God, op wie ek vertrou. Here, dankie. U sien nou die hande. U hoor die gebede. U is die helper en die gewer van goeie gawes. Dit roer my siel wanneer ek dink aan Jesus, die dierbare naam wat slawe kan bevry, die enigste naam wat my verlos van al my sonde. Daar is geen naam wat my ooit meer bekoor. Daar is geen naam wat my ooit meer bekoor. Nog eenmaal, daar is geen naam wat my ooit meer bekoor. So wat sou u sê is die kragtigste en die kortste gebed wat daar is? Sê dit. Sê dit. Ek wil u sê, elke vyand neem kennis van daai naam. Amen. Weet jy, ons het eendag in 'n preek van hom gesê, ek het baie saam met my pa gery. Hy sê, en dan hoor ek net my pa sê,